speel julle drietjies agter my rug? Wat laat jy so dink? Waaroor het julle daar deur buite hoër afstand gestaan en praat? Maar worry verniet. Ons het nie oor ma gepraat nie. Pa het vir ons raad gegee. Wat se raad kan hy julle gee? Oor hulle toekoms. Is dit? Ja, want in hierdie land is die toekoms nie meer wat dit was nie. As mens nou 'n rooskleurige toekoms wil hê, moet 'n mens swart wees. Stop net daar. Julle weet hoe voel ek oor politiek praat soos ek. Ou Melvin daar by my werk sê deesdae is daar glad nie 'n verskil tussen ons politiek en toilethumor nie. Oh, that's no lie. Tenis van Rooyen se tattoo sweer. Die een wat hy saam met Blapsie gekry het. Tennis is allergies vir die ink. Chardonnay is allergies vir bye. My ma is allergies vir skilpvis. Ek is allergies vir jou ma. Haai ma. Jy weet, ou Neville Naidu het gister daar by die werk aangekom met 'n goue oorbel deur sy een oor. Maar wanneer af dra hy 'n oorbel? Vandat sy vrou daai selfe oorbel in sy kar opgetel het. Hoor julle saam met wat se rubbish werk julle pa? Daai back mechanic saam wie hy werk was al 3 keer geskei. Dr. Proctor is 'n baie komplekse mens. En elke keer omdat hy die kat in die donker geknyp het. So what? Met 'n pasiënt. Jy moet liewe stil bly oor Dr. Proctor se persoonlike sake. Net nou is hy weer voor die mediese raad en dan verloor ek my werk. Ou Melvin by my werk was al 2 keer voor hoofkantoor se tugkomitee. Een keer vir dros en die tweede keer vir die gebruik van die K-woord. Melvin is white trash. Dr. Proctor is dental trash. Ag nee, stop dit. As pa en ma eers so begin om mekaar se beroepe sleg te sê, eindig dit altyd in 'n helse argument. Sy het eers te begin. Hy het Asseblief. Ek het vandag 'n eksamen. Ek's klaar stressed out genoeg. My eksamen begin eers oor 2 weke. Ek haat enige eksamen. In die laaste safety lab kursus het ek op my vraestelle kat geskiet. Die sagie, ons is aan tafel. Sorry skattebol, maar die ding kom al van my skool daar af. In standaard 3, toe Tenis van Rooyen se ouers geskei het hy in die klas sy broek nat gemaak. Dit is Tennis se privaat besigheid. Shut up asseblief daaroor. Shut up jy. En shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up julle al twee. Dis sê hulle wors. Jy weet Molly, partykeer wens ek jy wil shut up. Ekskuus. Hulle reken 'n man praat gemiddeld 7000 woorde 'n dag, maar 'n vrou 49000. Dis 4 keer meer as 'n man. Probeer jy vir my sê ek praat te veel? Ja, Ja, omdat man soos jy nooit luister nie. As jy die eerste keer geluister het, hoef ek dit nie so baie te herhaal nie, of hoe? hoe nou? Sien, jy het verdomp alweer nie geluister nie. Nie as prins nie. Dis asof my brein 'n safety switch het. Na 'n sekere aantal woorde dan trip daai switch en dan slat my ore toe. Nou praat pa die grootste klombollie. Dis presies wat ek ook wou sê, my kind maar in effens meer gekruide taal. Ek het iewers gelees dat 'n mens 2 ore het en 1 mond. Wat 'n teken is dat 'n mens 2 keer meer moet luister as praat. Sê jy dit nou vir my of vir jou ma? Nee, ek sê dit net in die algemeen. Goed. As jy so baie graag wil hê ek moet shut up, dan sal ek. Ek gaan vir die res van die dag nie 'n woord sê nie. Dan sien ons hoe like jy dit. Genees skattebol, jy verstaan my verkeerd. Ek het bedoel partykeer. Sien. Nou het ma haar vir pa vererg. Persoonlik dink ek dat ma nie die hele dag sal kan uithou nie. Vir my het dit gelyk asof julle maar ietsie wou sê. Pa, hou nou op. Dit is nie meer snaaks nie. Wie's nou daar by ons ek? Dis ouma. Met 'n overnight tassie. Haai, dan het my ma seker vir 'n aandjie of 2 kom oorslaap. Of wat dink jy, Molly? Wel, ek dink ma vang 'n helse gly daarin. Ag nee, wat julle ma gee nie om nie. Sy sê dan nie 'n woord nie. Bliksem! Ouma wil weet hoeveel kos nog so 'n koppietjie flou tee. Jou ouma weet net hoe om my verkeerde knoppies te druk. En kan die tee die keer asseblief warm wees? Jy weet, ek sit dit sommer in die micro en kook die tee daarin voor ek dit vir haar gee. Ag, maar weet mos, ouma wil altyd iets hê om te sê. Daar is nou 'n vrou wat te veel praat. Jou pa hoort eerder vir haar te sê om te shut up. Dit is moeilikheid soek om vir mense ma te sê om te shut up. Is dit wat jy graag vir my wil sê? Nooit ma. Ek bedoel as pa vir sy ma sê om te shut up, gaan hy beslis 'n helse kopklap kry. Jou ouma is heeltemal te vinnig om klappe uit te deel. Ek ken nie iemand wat vinniger as ouma kan moeilikheid maak nie. Sy is skaars 4 weke by huis Lelieveld en kyk hoe gaan dit al daar. Dink jy ek praat te veel? Jy kan maar eerlik wees. Nee, ek dink nie maar praat te veel nie.
Ek weet onmiddellik as iemand vir my lieg en dis presies wat jy nou net gedoen het. Maar moet erken, daai vraag sal enige dogter dryf om vir haar ma te lieg. Ja, jy's seker reg. Ek weet ek praat te veel, maar dis omdat ek so baie het om te sê. Well, just deal with it. Bou 'n brug en get over it. Dis so ek is. Ek het nie 'n probleem daarmee nie, ma. Inteendeel, ek verkies dit as maar praat en nie so Stene se ma die silsype het. Daai arme kind kom uit 'n baie dysfunctional huis uit. Gaan wonder hy is soos hy is. Wat bedoel ma daarmee? Nee, jy moet erken dat hy 'n regte nerd kan wees. Ma, Tenis het 'n baie goeie hart. Ja, ek probeer nie 'n boyfriend sleg sê nie. Hy's nie bad ook nie. Al net bietjie te maklik na my smaak. Tenis is nie bang om sy emosies te wys nie. Beteken dit nou hy is nie mans genoeg nie? Jy verstaan my verkeerd. Jy weet ek moet liewer niks oor jou boyfriend sê nie. Ja, liewer nie. Is dit nou jou agterbakse manier om van my te sê ek moet shut up? Mamma is moeilik vir oggend. 'n Ma kan tog nie verwag dat ek moet happy wees as ma my boyfriend kritiseer nie. Jy's reg, ek's jammer. Dis jou verdomde ouma wat my so aantrek. Elke keer as sy hier is, dan voel dit vir my of ek in my eie huis op eiers moet loop. Maar sit die tee in die microwave. Ek weet, ek moes kies. Of ek kook dit aan of ek spoeg in die kop. Pas op ouma, dis baie warm. Vir my kan 'n koppie tee nooit te warm wees nie. Glo my, die een is. En nou, ma? Goeie donder, man is warm. Maar dis wat Blapsie gesê het, het ma nie geluister nie. Jy's die laaste een wat moet praat oor luister. Ek het vir jou hoeveel keer gesê ek is te jonk vir 'n ouer huis, maar nee meneertjie, jy wil mos nie luister nie. Die finale besluit om haar in te trek was ma se. Jy het my so geboeldous dat ek geen ander keuse gehad het nie. Dit is ma wat sommer met ander vrouens se mans begin lol het. Mans? Watter mans? Net een man, Errol, meneer Kotse vir jou. En hy het by my begin vlek sleep. It takes two to do that, Mango Tango. Ek spoel daai bek uit met blou seep. Maar weet wat ek bedoel. Maar kon net nee gesê het. Wat dink jy van my? Ek het oor en oor gesê, nee, Errol, nee. Ons mag nie swig voor die swakheid van die vlees nie. Maar hy kom uit daai tyd wat nee vir 'n man ja beteken het. En toe 'n vrou nee gesê het, toe sy eintlik ja bedoel het. Dit was een van die opsitkers se belangrikste ongeskrewe reëls. Dit maak nie saak wie wat gesê het nie. Mens lol nie met 'n getroude man nie. Ek is jou ma, I love you nou. Mens praat nie sommer so oppervlakkig met jou ma oor haar persoonlike love life nie. Glo my, ek wil nie. As dit nie vir ma se love life was nie, het ma nie nou hier gesit nie en was Molly nie nou so die Helen vir my nie. Man, daai vet vroutjie van jou is elke tweede dag die hel in vir jou sonder enige hulp van my. Wees so sweer ek pak af vir weke. Dis net vir een aand. Môre is my woensdag gefilmikheid en dan gaan ek terug. Is meneer Kotse terug by sy vrou? Nee. Sy verstaan hom nie. Voel tog hy slaap vanaand in 'n B&B. Ma se woonstel is net 'n maand gelede gefilmikheid voor maar daar aangetrek het. Ek verstaan hierdie kakkerlak infestasie glad nie. Wat as iemand aspres 'n hele koekblik vol kakkerlakke in my kombuis losgelaat het? Wie sal so iets doen? Mevrou Kotse? Hey. Waar's Faitjie? Hy het ons al 2 arbeidssmoothies gemaak in die kombuis. So, het hy al gevra om sy meisie te wees? Nee. Gaan hy my vra? Ja, maar jy het dit nie van my gehoor nie. Kom hy van Blapsie. Sy's so klein en onvolwasse. Ja, ons is eintlik net goeie vriende. Dis nie wat Faitjie sê nie. Ja, hy is dit bang ek stel belang in jou. Is dit so? Stel jy nie my belang nie? 'n Ware vriend mag nie in sy vriend se meisie belangstel nie. Ek is nie sy meisie nie. Ek is nie eintlik 'n ware vriend nie. Ek hoor jy's allergies vir tattoos. Die ink op my vel.
Maar ek is mal oor tattoos op girls. Veral soos die wat jy het. Is dit? Ek het 'n nuwe een gekry. So 'n klein cute katjie. Waar? Ek is skaam om te sê. Nooit. As jy my mooi vra, sal ek laat jy soos wat jy met die ander ook 'n foto daarvan neem. Is dit? Ja, maar iewers anders, iewers meer privaat. My ma's by die werk gedurende werksure. Ons huis is baie privaat. Solank jy my net nie probeer verlei nie, want ek verlei nogal maklik. Soos die slet wat jy is. Verskoon my. Blapsie, hoe lank staan jy al daar? Lank genoeg. Vark van Rooyen. Dan het jy ons twee seker allerhande grappies hoor maak. Die enigste grap is jy. Jou agterbakse rugseker. Blapsie! Drink dit. Dit is suikerwater. Dit sal help vir die skok. Het ouma vir Dennis weggejaag. Dis 'n sleg hond. Het hy iets gesê? Net dat hy uit 'n gebroke huis kom, maar ek het vir hom gesê, ek gaan hom 'n gebroke ruggraat gee as hy weer sy voete in hierdie jaard sit. Mens kan nie 'n man vertrou nie. Hy sê vir Charmanay, ek en hy is net goeie vriende. Man sal altyd rondkyk. Dis hoe hulle gemaak is. Ouma moes gesien het hoe flirt daai Charmanay slet met hom. Dit was sy wat hom aangemoedig het. Ja, jong, daar is sekere vrouens wat dit nie kan weerstaan om te flirt as hulle sien iemand stel belang nie. Never mind of sy voor haar siel weet dat hy jou boyfriend is of nie. Wil sy my flippende goed uitlos? Jy weet ek. Ek het genoeg almal dit vir my gebring. Ja, maar op hierdie oomblik het ek dit baie nodiger as jy. Hoekom? Ek het skielik iets besef en is nogal geskok te hoor. Wat het ouma besef? Dis nou nie iets wat mens met jou kleinkind bespreek nie. Maar op 'n sekere vlak is ek net so sletterig soos daai getatoeëerde drug addict in jou boetie se rondawel. Bedoel ouma Charmanay? Ja, die klein flerry. Waarvan praat ouma? Ek is bang as ek jou sê gaan jou brein ontplof. Ouma, Toe maar vergeet daarvan. As ek môre by my woonstel kom, gaan ek 'n sekere iemand 'n helse kopklap gee en terugjaag na sy huis. bedoel ouma oom Errol? Meneer Kotse vir jou. Wie het al dit vir jou van hom vertel? My pa. Daai instrument hooligan is van kleins af so 'n turbo gecharged klikbek. Hy soebat vir 'n kopklap, and that's no lie. Hel, dit was vandag 'n plesier om te sien hoe daai lorry al daai bloody Echo batteries al wegry na die crusher toe vir die cycling. Nou gaan dit baie makliker wees om ons sales targets te haal. Daai Echo gemors het ons hierdie jaar al ons verhogings gekos. Nou Molly, gaan jy niks sê nie. Nee, ek praat mos te veel. Ag, net partykeer. Wat is dit? Ja, Neville Naidu moes gisterand hospitaal toe om 'n paar steke in sy oor te kry. Want sy vrou het vir hom gesê, "You must think I was born on a samosa bush and all," en toe ruk sy daai oor uit sy oor uit. Jou ma het net nog mevrou Kotse gebel En ons vrou. om vir hom verskoning te vra. Hy regtig. En toe vir Errol om hom in sy hel in te stuur en terug te jaag na sy vrou toe. Ek wonder wat oor haar lewe geloop het. Sy sê sy wil opmaak waar sy opgeskroef het. Ek's bly. Hoe lank dit sal hou, gaan ons nog maar moet sien. Maar ek is baie bly en hy bloody Echo batteries nou uit my lewe uit is. Ek voel soos 'n nuwe mens. Hel, maar waarvoor was dit? Verdomde klein klikbek. Was dit nou regtig nodig om my naam by my kleinkinders gat te gaan maak? Ek kan wragtig nie slaap nie. Miskien is dit daai ongemaklike bed in julle spaarkamer. Maar daar is niks verkeerd met daai bed. Wat maak jy? Hot chocolate. Wat maak jy? Wat kos dit? Van wanneer af het maar nog ooit vir enigiets in hierdie huis betaal? Dit is altyd die eerste keer. Het mevrou Kotse toe maar sy verskoning aanvaar. Het jy wragtig my privaat telefoongesprek afgeluister? Ek het toevallig gehoor toe ek verbyloop na my kamer toe. Kan jy glo? Sy wil by my weet of ek en haar man, jy weet, daai ding gedoen het. Maar het maar. Is jy laf?
Hy het elke aand op my rusbank geslaap. Ja, okay. Ek het toevallig die seksie bogger 2 keer naggesoen, maar dit is al. Het mevrou Kotse dit geglo? Natuurlik, ek het dan so te sê gebieg. Ek sou nie. Jy sou nie wat nie. Ek sou dit nie geglo nie. Wat dink jy van my? Maar ek kom ook uit daai tyd uit. Watter tyd? Waar mense kies en tel nie. My arme kind het ook al sy hel met jou. Jy laat hom seker ook nooit met enigiets wegkom nie. Okay, maar hoef niks van my te sê nie. Het jy nie iets sterker om in die hot chocolate te gooi nie? Iets soos wat? Nou hou jy vir jou aspres stupid. So knertsie iets om 'n mens net bietjie lomerig te maak? Maar weet baie goed, ons hou geen sterk drank in hierdie huis aan. Ja, natuurlik nie. Nie eers onder daai zink in daai seepoeierboks nie. Het ma alweer in my kas te gaan krap. Kom nou, ons is albei groot mense. Wat bedoel ma daarmee? Kom ons maak 'n deal. Jy sharp by die familie oor my en Errol se ding-dongelong en ek sharp by jou man oor daai knerswater in jou kombuiskas. Maar dit so stel. Skink suster, 2 vingers. Ek het verslaap. Sal ma omgee as ek my kos in die kamer eet terwyl ek klaarmaak? Ja, asseblief, want so kom sit jy nie aan hierdie tafel nie. Dankie ma. Skarreboom. Ons doen vandag stockteken. Ek gaan bietjie later wees vanmiddag. Solank jy dit net nie doen met 'n biertjie in die hand nie. Ons mag glad nie drank by die werk gebruik nie. Ja, Visagie, ek weet nie 'n werksure nie, maar julle stoktyd na werksure. Molly, maar jy's slim. Ek het mos gesê die arme genius kom weg met niks. Ma, daai dikgat het gesmile soos 'n kat wat room gekry het. Ja, hy het vir my ook net 'n bietjie te vriendelik gelyk. Hy aard na sy pa, hy's 'n vriendelike seer. Ja, en hy's net so swak leenaar. Skoon my. Ek wil gou in daai klein bliksem se kamer gaan loer. Ooh, die ronde vroukie is a piece of work. Môre, Antie. Wat die hel gaan hier aan? Ek het gister vir Shermanay gevra om my cherry te wees. En toe sê ek ja. Dit verduidelik nog nie wat hier aangaan nie. Ag, Antie, dit het ons gedink dit sal cool wees as ek gisterand hier oorslaap. Weet jou ouers dit? Hulle gee nie om nie, want hulle is broad-minded. Wil ek in die oom is nie. Hoekom nie? Want dit Ek het gedink ma sal bly wees vir my. jou pa gaan jou gatselle aftrek. Nee, pa het nog nooit nie, sal ook nie nou nie. Julle kom ons nie sommer hier in my huis ding is Oorslaap. oorslaap sonder toestemming nie. Sê wie? Sê ek. Maar dis sy rondavel. Ma, ek is nie meer 'n laaitie nie. Toe, verdwyn nou sodat ek en my cherry in vrede kan eet. Nee. Jy wat gaan? Wie het gesê jy mag hier kom sit? Ek kan niks af van 'n kwaad is vir my nie. Ek en jy is mos net goeie vriende, nê? Nee. Ek het dit as 'n grappie bedoel. Askies. As jy my dit sing sê, sou jy gesing het ek maak net 'n grappie. Okay, wys my dan hoe jy dit vir daai terd gesê het. Kom ons sê jy is Shermanay en ek is ek. Ek is Blapsie. Ja, ek weet, maar ons rolspel nou. Sorry, maar ek wil nie eers 'n rol speel, die rol van daai slet speel nie. Okay. Kom ons sê dan sy's daar en ek sien. Toe sê sy, "Wat sien jy in Blapsie?" Sy's so klein en onvolwasse. Iets waarmee ek glad nie saamgestem het nie. Toe swaai ek my vinger en my kop om my afkeer te wys. Toe sê ek, "Eintlik is ek en Blapsie net goeie vriende." Met 'n knip van my oog so om te wys ek joke. Is dit? Ja, jy sien, alhoewel ek een ding gesê het, het ek met gebare en lyfstaal
die teenoorgestelde gekommunikeer. Bolly. Nou praat jy die grootste bol, Bolly. Jou ontroue liegwek. Weet jy hoe mooi flits jou pragtige bruin oë as jy kwaad is. Ek is sommer weer van voor af verlief op jou. Ek bewe sommer van opgewondenheid. Is dit jou rubbish? Ja. En ek kom uit 'n gebroke huis uit. Oh, please. Jy weet, ek raak partykeer so op die hellen vir myself, omdat ek elke keer vir jou charm val. Nie die keer nie. Jy gaan baie lank en baie hard moet 'n keer gaan, voor ek weer met jou gaan opmaak. Dis gaan ons weer opmaak. Sien, al probeer ek jou uitvreet, sê ek is stupidste goed. Lapsie, Ja, Tennis. woorde is oorbodig. Ek stem. Kom jou rubbish. Is dit jou bietjie later as gewoonlik? Ons het klaar geëet, jou kos is nie louend. Stock taking is nie vir sissies nie. En anders daar drank by betrokke is nie. Nooit skuddebol. Jy sê gehele bek vol peppermints. You must think I was born under some musha bush and all. Hoorie, jy gaan daai foto van my ma nou maar van daai muur afhaal. Sy het mos gewaai. Dankie tog. My maag trek op 'n knop elke keer as ek daarna kyk. Skuddebol. Ja, wat? Dis ek rowwe bliksem. Forget it, Visagie. Nie met 'n drank asem nie.